Goeiemôre. Ons is 'n bietjie in Passionsburg se strate. Net gou hierso uitdeel. Is deesdae 'n moeilike ding, want die mense het mos nou nie meer traktaatjies nie. Nou moet jy hom so sit. Kom ons sit hom daar, dat jy hom kan sien. As mos nou nie meer traktaatjies nie. Nou loop Lorenzo. Lorenzo, kom ons vat hom nog so op. Ja, ons het ander spanne uitgedeel. 2-2, ons is verskillende spanne uit. Ons hardloop deur die dorp. Met hierdie take-over wat ons doen, baie dorp hardloop is die hele dorp deur. Party kom ons onthou ons werk nog tot volgende jaar Augustus met die take-over fase 1. Dan kom ons weer in 'n dorp. Maar hier doen ons vandag AGS vir die AGS wat noem jy Passionsburg. En dis vir ons lekker om hulle goedjies uit te deel, sodat mense na hulle toe kan kom. As jy in Passionsburg is, asseblief. Hulle praat sommer van die AGS straat, maar daar staan nie AGS op, daar staan Jesus op hulle kerk. Julle so, kom asseblief so intoe mense. En ja, kom ek net gou hier so uitdeel. Interessant, die weet daar nie meer posbusse is nie. Maar ons bid elkeen dat die mense hom kry. Nou wil ek vir jou gou sê, jy wat die R10 in 'n maand inbetaal, dat ons kan traktaatjies druk, dat ons kan aangaan, dat ons kan diesel gooi. Ons bande is nou regtig gaar nogal. Iemand gekry wat gisterand gebel het, wat gaan help, bydra. Weet jy's deel van alles. As hier 'n huisgesin bekeer deur vandag se loop, as dit mos die moeite werd. Alhoewel ons glo nie net in een nie. Ja, ek is lankal by daai ding verby. Here, laat ek die hele dag werk. En as een net bekeer, is dit reg. Dis wonderlik as dit net een bekeer. Ek sê Here, massas moet bekeer. Hoekom net een? Ons werk vir 'n groot God. Droom groot. Ek hoor altyd die mense praat so teen groot kerke. As iemand nou baie gemeentelede in 'n kerk het, dan is hy nou verkeerd. Moet hy nou sy gemeentelede wegjag? Luister, op een dag het Petrus hulle 3000 mense gedoop. So dit was 'n mega church. Is Petrus nou verkeerd geweest? Moet hy van hulle weggejaag het? Waar herlewing is, kom mense. Ja, ons weet daar kom ook mense by die verkeerde. Ons weet dit. Maar net so by die klein kerkies is daar ook my enigste posbusie. So, hou op mense gou as hulle 'n groot gemeente het. Hoekom mag hulle nie 'n groot gemeente hê nie? Moet alles nou vir God net klein wees. As ons vir die Here iets doen, ons is so nederig. Ons is net 4 in die kerk, maar ons dien die Here. Hierdie grote God, wil jy alles klein hê voor? Nou sê ek net, as jy 'n klein gemeentetjie het, as ek bly op 'n plaas, School of Fire, ons is maar 60, 80 wat Sondag saamkom. Want dis 'n plaas. Dis mos nou realiteit. En dit is verstaanbaar. Maar as jy in 'n stad bly en jy is al 20 jaar aan die gang en jy bly by 10 en 20 mense, dan sê ek vir jou daar's 'n fout. Daar's 'n fout. Daar's luiheid of daar kort vuur. Jy kan maar kwaad wees. Ek sê dit vir jou. Jy kort afsondering voor God. En dis gewoonlik dan dat preek is. Al is dit net ons bietjie. Ons sal vir die Here arbei. Luister nie. Kom ek sê vir jou. As dit 'n klein gemeentetjie is, niks fout nie. Maar as jy hard werk vir die Here, jy's in die strate, jy nooi almal na jou gemeente, dan is dit fyn. Maar as in jou gemeente die ou boemelaar nie mag kom nie, en die dronke nie mag kom nie, is daar groot fout. Groot fout. En dan wil ek vandag vir jou sê, mense, wag, sê ander span, Stefan, kom hier so, jy en Laries, kom gou hier. En dan wil ek sê, as jy jou hand in die ploeg slaan, weet jy hoeveel bedienaars is daar? Wanneer sake nie uitwerk, as hulle nie meer hulle lekker py kry nie, dan los hulle God. As hulle sommer kwaad vir God, hulle is kwaad vir almal. Ek wil net gou vandag vir jou sê, hier's 'n man wat seer gekry het.
Ek gaan nou nie sê watter gemeentes en goed nie. En ons gaan nie nou eers die ding adresseer op die lig nie. Dit is nogal heavy. Kom ek sê vir jou, as ek kerk toe gaan en 'n ander ou lê by my vrou en vat my vrou af, ek noem nou net 'n voorbeeld, dan is dit nogal 'n seer kry. Maar dis nie God wat dit doen nie. Dis nie die kerk wat dit doen nie. Dis 'n individu wat dit doen. En daarom wil ek vandag vir jou sê, as jy vir die Here wil arbei of iets doen, hou op. Nou gaan ek nie meer kerk nie. Ek kry baie mense. Rooi, sal jy vir my mail stuur? Rooi, sal jy vir my kom bid? As hulle 'n ander dorp. Ek sê ek, hoeveel kerke is in die dorp? Nee, 12. Maar nie een is reg nie. Luister jy, is jy so wonderlik dat niemand is reg nie, maar net jy is reg. Dan moet jy hemel toe gaan, hoor. Dan moet jy hemel toe gaan. Luister gou hierso. Kom ons wees eerlik. Nie een van ons is so. Ek wil net gou sê, luister terwyl jy uitdeel, wat sê jy van die uitdelery? 'n Sendeling in wording hier voor julle. Yes, ek dink maar net dat hierdie elke tydjie sal baie mense aanraak want bid oor hulle elkeen en ons bid. Ek like die baie. Ja. Ek praat nou met mense, jy was nie by nie. Ons moet ophou min wil vir God doen. Yes, ja. En ek dink baie harte sal aangeraak word. Elke tydjie word oorgebid. So ons glo dat die Here sal radikaal sal werk hier in Bosmansberg en ons spreek dit oor hierdie plek in die naam van Jesus. Okay, was hier mense af, julle. Wat sê jy? Ja, ek stem 100% saam. Ek hou van die idee. Kerk is 'n bitterlike belangrike ding en ek voel mense kom daarso en baie keer kry hulle die woord van die Here en my woord van die dag is teëspoed verander aan voorspoed wanneer die Heilige Gees betrokke is. Hier is 'n ouetjie wat sê, kom na ons toe in Deben. Ons gaan nog Deben doen. Ons moet nou vanaand in Vryburg wees. So ons is naby, maar ons kan nie. Baie dankie. Maar jy moet nou my pause. Wow, kom julle hier. Ons gaan nou terug beweeg. Al is dit vroeër, dan spring ons om daar toe. Sê vir die ouens. Nou, hoor net gou. Jy moet, hier so baie mense wat my WhatsApp stuur. Terwyl ek hoeveel keer sê ek is agter 'n stuur se wiel, moenie my WhatsAppie my bel, maar jy kan vir my assistente WhatsApp stuur en wat hier dit los. Ek wil vra, soos jy Skalkhuis, stuur nou daarbo na die nommer toe wat jy met WhatsApp. Dan stuur jy nou take over jou naam en jou dorp. Dan kom ons beslis by jou uit en jou selfoonnommer. Asseblief. Mense, as jy al vir ons boodskappe gestuur en ons nie gereageer nie. Ek gaan nie reageer nie. Iemand sê weer vanoggend, ek sien jy wil my nie antwoord nie. Ek kry oor 1000 WhatsApps 'n dag. Plus, ek sit agter 'n stuurwiel. Hoe gaan ek dit doen? Maar okay, dit daar gelaat. Prys die Here. Dit is die mooiste gesig altyd. Iemand wat die ander een van Jesus vertel. Dit is so mooi. Dit is so mooi. Het jy geweet as daai ou gered word? Het jy wat ons maandeliks ondersteun as jy deel? Wat sê jy my ou vriend? Nee, ek Maar wat sê jy van die uitdeel? Maak jou hart bly? Dit maak ons hart bly om die woord te versprei en veel te wen Jesus Christus. Besef jy dat jy deel miskien so 'n kaartjie uit by 'n pa wat sy vrou slaan? Jy deel dit miskien uit by 'n kind wat gemolesteer was. En hy hele huis draai. Jy stop daai pyn. Jy's 'n pynstopper in Jesus naam. Wat sê jy? Wat sê jy? Jesus gebruik ons so goed. Wat sê jy? Ja, is baie goed om hierdie uit te deel. Dis 'n familie wat kan verander en dis Jesus wat ons se woord versprei in sy naam. Ons vat met elke uitreik 'n ander groep en dit is mense wat ons harte is en dit wil ek hê met julle vir ons bid. Ons harte is dat mense kosloop so terug na die kosloop op na die bus toe. Stefan, jy kan rustig met hom deel, dan kom jy op. Stefan se partner moet daar bly. Okay, kom ek sê so, mense, bid julle vir ons, dat by School of Fire, ouens vandag kom, ek vat nou vir Willie, kom ek vat vir Willie. Willie, as jy op drugs? 25 jaar. 25 jaar, en nou leer jy vir 'n pastoor. Nou, ek vra julle, bid asseblief vir ons, dat mense wat daar kom, gister het weer 'n ou geloop, hartseer, net omdat hy verskil met 'n ander medestudente. Dus dit sommer School of Fire se skuld. En mammy en papi tree dadelik aan, nee, hy moet huis toe gaan. Mammy, papi, jou kind gaan nêrens kom. As jy elke keer as hy sê, dis jy daar. Maar okay. Lees tussen alles wat ek vandag vir julle sê. Maar bid vir ons, dat daar baie arbeiders sal opstaan. Mense, ons
suffer. Dis nou regtig so, sodat ons kan arbeiders in die oesland sit. En dan sit ons party in na 3 jaar, na 'n maand, dan backslide hulle of hulle gebruik drugs of maak 'n meisie swanger, sulke goed gebeur. Luister, party sê tot vir my skuld is dit gebeur. Mense, ek kan nie daar wees as jou wil swanger maak nie. Regtig nie. Maar okay, maak nou nie saak nie. Ek wil vandag vir julle vra, wil is die God se werk hoog ag hê? Wil is hierdie werk van die Here ernstig maak nie? Weet jy hoe min mense groet ons met hierdie Jesusbord? Alhoewel hulle change, want ons spreek het, hulle change. Hulle lewe verander. Daar's mense op sosiale media, hulle druk AI foto's van my en sit daar op hierdie Jesus valsheid. Omdat daai naam Jesus krap hulle verskriklik om. Ek sal nie stop om sy naam te verkondig nie. Ek sal sy naam. Jy weet daai woord Jesus op daai billboard is die kortste preek, maar die kragtigste preek. Want daar word nie bygelas nie. Sien nog my ou goedjies hier. Dis net Jesus. Hy's koning. Jesus. En ek wil vandag vir jou sê, as jy in hierdie arbeid in hierdie oesland ingegaan het, maar jy het verskonings, hoekom jy weer uit die oesland uitgaan, is daar groot fout. Jou verhouding met God was nog nooit op datum nie. Kry 'n verhouding met die Here. In 33 jaar nou. Dit sal 33 jaar 1 Desember wees of 34. Ek het in 1992 1 Desember begin. Ek sê nou vir jou. Dink jy ek het nie troubles gehad nie? Ek het al mense seer gemaak en mense het my seer gemaak. Ek is al bitterlik seer gemaak. Ek word maandeliks nog deur ouers gevloek. Dan stuur hulle kind na my toe wat 28 jaar oud is en op dwelms is vir 15 jaar. Nee, ja, omtrent. Vat nou net een voorbeeld. En dan bel my na 'n week, hoekom is hulle kind nog nie reg nie, vloek die kind. Dan sê ek, maar jy het met jou kind jou lewe lank gesit. En nie vir hom Bybel gelees en hy sê reg nie. Maar jy wil op my wees. So, maar ek wil vandag vir jou vra. Ek het al baie seer gekry in bediening. Is nie God wat my seer gemaak het nie. Is mense. Die minste wat my nog seer gemaak het, is sataniste. Hulle wou so 'n bietjie. Weet jy wie het my seer gemaak? Kerkmense, mense wat, en ek glo ons moet die samekomste bywoon. Kerkmense het my seer gemaak. Mense by die Here het my seer gemaak. Want ek het ook al ander seer gemaak. So wie is ek nou om iets te sê? Ek is nou nie van daai wat kan sê, al die kerke in my dorp is verkeerd en net ek is reg nie. Jy kry hulle, jy moet dan baie van jouself dink, as jy dit is. Maar hoor gou, ek wil net vandag vir jou sê, Jesus is baie lief vir jou. Wil jy nie maar, hy roep jou. Hy roep jou, gaan werk vir hom. Niemand kan hom inwerk in die hemel nie. Dis 'n verhoudingslewe wat jou in die hemel aanbring. Maar ek wil vandag vir jou vra, hoe lyk jou lewe met hom? Hoe lyk jou lewe met hom? Wil jy nie maar regmaak met hom nie? Asseblief, in Jesus naam. Ek wil net hier sit. Was iemand in hierdie straat op? Nou, waar is die traktaatjie van? Okay, ons check net op, ons kan nie huis oorlaat nie. Ek wil net gou hier wys. Hier is ons mense. Kom nog. Ons ander span is daarbo. Kan net God loof en prys. Julle is eisters. Jy weet, wag, ek wil jou iets wys. Daai traktaatjie het die vermoë om 'n dorp te change. As iemand bekeer, kan die dorp change. As jy nie bereid om in jou glovebox traktaatjie saam te ry nie, as jy nie bereid, kyk hoe mooi aanvaar daai ou, hoe mooi sê hy dankie. Daai ou sê net dankie vir die traktaatjie, hoor hoe mooi. Daai man het die vermoë om Reinhard Bonke te raak. Daai man het die vermoë om Johannes die Doper te wees. Daai man het die vermoë as jy 'n traktaatjie aan iemand gee, wat 'n dorp kan verander. Wel is dit nie maar vir Jesus nie. Nou ja, hier kom die kollekte tyd. Nou moet julle afklim hoor, want Roy's gaan nou bedel volgens julle party mense. Volgens die woord van God is dit nie bedel nie. Is daar iemand is wat vandag sê, ons eet vanaand curry en rys, so ons is al gesorg. Maar wat wil sê, ons het nou nog nie vanoggend geëet nie, maar ons is lekker. Jy sê mos ek is dik. So, ons hoef nie te eet nie.
Daar's nogal mense wat vertel op Facebook hoe hoef ons nie reg te slaap en hoe hoef ons nie te eet en hoe moet ons. Ek doen dit al 33 jaar, ek is 59. Ek raak September 60. Ek geniet dit net al hoe meer om te die pad te slaap. Want ek gaan nie verskoning sê vir die koning nie. Maar okay, ek wil vir jou vra. As jy wil bydra, kan jy vir my bel. 0827899550, maar my nommer is op die post. Dan bel jy my of jy stuur 'n WhatsApp aan my assistent. En jy sê, ek wil vandag se kos koop vir hierdie span van 9. Dit werk altyd so 800 na 1000 rand toe uit. Ons gaan sit hier in die steakhouse en eet. Of jy sê, ek wil vandag se tank diesel ingooi. Dit werk daagliks so 1200 rand uit. As jy wil deel wees, miskien wil jy deel wees om maandeliks vir ons ja, ek gaan die evangelie in hy man se hart. Waartoe wil jy hardloop? Nee, ons gaan nie nou vandag soontoe nie. Anders gaan ons, soveel plekke wat ons wil ingaan. Daarom wil ek vir elke Christen in 'n dorp vra. Wil julle nie iets doen nie? Hoekom moet ek eers in jou dorp kom? Kan julle gemeente nie mobiliseer nie? Weet jy, as 200 mense in 'n gemeente sit, het hulle baie tiendes. Besef julle kan net 10-20.000 traktaatjies druk en gaan weekliks uit. Vat 'n straat en merk hom af elke keer en gaan uit in jou dorp en doen dit. Asseblief gemeente, ek vra jou mooi, doen dit. Ek pleit by julle, Matteus 28 vers 19. Hy het gesê, gaan verkondig die evangelie. Hy het nie gesê, stuur WhatsApps en oortuig ander van die Sabbatdag of van 'n naam wat nou so moet uitgespreek word of van vergeet die aanhangsels of die talit moet nou so gedra word of daai. Nee, hy het gesê Matteus 28 vers 19, gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Die evangelie, Jesus het gesterf aan 'n kruis. Hy het opgestaan na 3 dae. Hy's daar vir redding en genesing vir my en jou. Dis die evangelie. En hy wil vir ons goed wees in Jesus naam. Die Here is lief vir julle. So terwyl ek ry, jy's baie welkom. En as jy nie data het nie, dan gee my net 'n miskol. 0827899550. Dit is daar op die dan ons gaan van hier af gaan ons nou Middendorp toe en nog traktaatjies uitdeel en dan vertrek ons Katoo toe en ek gaan op Katoo net 'n halfuur stop maak en dan doen ons teen die pad wat die Here ons lei, Kuruman en dan Vryburg vanaand. God is lief vir julle, hoor. Regtig, ek wil uit my hart uit sê, voel hy liefde van Jesus. Jy's stikkend vandag, jy huil oor jou kinders, jy huil oor jou ma en pa, jy huil oor iemand wat dood is, jy huil oor wat ook al, jy het nie geld nie. Vandag wil ek vir jou sê, Jesus is lief vir jou. Jesus is lief vir jou. Moenie vir Jesus kwaad raak omdat jy net wil seëninge hê nie. Jy's geroep vir die bediening. Jy's geroep vir die bediening. Nou moet daar ietsie gebeur het, nou is jy kwaad. Jy het geen regverdigingsgronde om die bediening te los nie. Gaan na Jesus toe. Hy, asseblief, ek pleit by jou. Ek pleit by jou. Die oes is groot, die arbeiders is min. Sal jy asseblief in die oes ingaan? Ek pleit dit by jou. As jy nie weet hoe nie, bel my. Stuur nou, asseblief, kyk op die post en dan stuur jy net aan my assistent. Take over, jou naam, jou telefoonnommer en jou dorp. En dan kan ons jou kontak as ons daar aankom. En dan kan jy, sê ons net hallo of jy bid vir ons. Jy het niks wat jy moet vir ons gee nie, hoor? Die Here seën.